Welkom by die week se AMT weervooruitskatting saam met Johan van der Berg. Johan gesels die week oor baie koue toestande wat nou weer voorlê met ryp moontlik oor Limpopo, terwyl die komende seisoen weer begin neig na neutrale ENSO toestande. Als in die week se episode moontlik gemaak deur Standard Bank en kom die graanbemarking. So moet dit nie misloop nie. Goeiedag. Ja, ons verwag vir hierdie volgende laaste paar dae van Junie maand 'n redelike paar of 'n hele paar koue fronte. As ons gaan kyk hier van in die volgende klompie dae, hierdie is 'n voorbeeld van 22 Junie, kan ons sien hoe die wolkmassas oor die Wes-Kaap, Suidwes-Kaap inbeweeg en koue lug gaan agter dit in beweeg. So daar is ook voor dit hier van 19-20 Junie is daar ook vir ons swak frontale stelsels. Die groot stelsel wat ons verwag, lyk hier omtrent van 25 Junie af. As ons kyk na die voorspelling, die reënwolke, sien ons dat tot in Namibië, waar hierdie frontale stelsel invloed kan hê, en selfs verder noord. So reën vir die Wes-Kaap, winterreënvalgebied, hier van omtrent 5, 6, 27 Junie se kant af, en op hierdie vroeë stadium lyk dit asof 20-30 mm kan voorkom en in plek dalk selfs meer. Natuurlik, met die koue front kry ons laer temperature en ons minimum temperature hier rondom 19 Junie en die blou gedeeltes is onder vriespunt en kan ons sien oor groot gedeeltes van die sentrale tot suidelike binneland en selfs verder noord, amper tot by Botswana se grens, is daar 'n kans of kan lae temperature of minimum temperature onder vriespunt voorkom. Hier rondom 3-24 Junie, net voor die volgende frontale stelsel, sien ons dat daar nog steeds lae temperature voorkom en dis die tradisionele kouer gebiede in die land. Ons het ongelukkig nie 'n kaart vir verder nie, maar as ons gaan kyk en ek het hier 'n paar hoë risiko plekke gaan uithaal, so dit is gedeeltes waar daar tans skades aangerig kan word met gewasse wat op die lande is. En eerste een is Groblersdal van 18 Junie tot by die einde van die maand, so die minimum temperature. En ons moet onthou dat voorspelde temperature of weerstasie gemete temperature onder 5 grade, maar veral hier onder 2 en dis plus 2 grade reeds ryp kan veroorsaak. So as ons kyk na Groblersdal, hier van 1-23 Junie, is daar 'n moontlikheid van ligte ryp, maar dan kry ons hierdie baie skerp daling rondom 6-7-28 Junie. Nou hierdie die datums kan dalk 'n bietjie skuif, maar 'n mens moet oplet hierna. Kyk ons na Vaalwater verder noord, omtrent dieselfde tendens en dit lyk veral hier rondom 26 Junie, asof temperature baie skerp gaan daal tot by vriespunt. Dendron, dalk nie so heeltemal so laag nie, die laagste is hier by 4 grade, maar ons moet ook onthou dat jou laagliggende gedeeltes kan laer temperature kry as wat hier voorspel word. So ligte tot matige ryp ook moontlik in daai laaste klompie dae van hierdie maand. Tabazimbi, hier rondom 1-2-23 Junie, dan kry ons net voordat die koue front deurkom rondom 26 Junie lekker hoër of heelwat warmer temperature, soos voorloper van die volgende koue front, en dan die skerp daling rondom 6-7-28 Junie. So hier is 'n redelike risiko vir ryp, en dit is die gebiede wat omtrent die minste onderhewig is aan ryp. So ons hoop dat dit dalk nie so gaan wees nie, maar dis wat die voorspellings nou aandui. Bietjie langer termyn, en dit lyk tog asof hier 'n verandering begin plaasvind in die voorspellings vir die seeoppervlaktemperature van die Nino gebiede.
As ons aan die linkerkant kyk, die 9de Junie se voorspelling, wat op die 9de Junie uitgereik is, teenoor die 16de Junie op die regterkant. So dit is die seeoppervlaktemperature afwyking vanaf die gemiddeld van die sogenaamde Nino 3.4 gebied. Nou, as ons na die vertikale lyn kyk, eers aan die linkerkant, dit is waar ons tans is, Junie maand. En dan die klomp voorspellings, die verskillende kleure lyne, verskillende modelle, verskillende insetwaardes. En kyk asseblief na die stippellyn waar die pyl wys. So dit wys vir ons hierso omtrent 'n maksimum uitwyking van minder as 0.5 grade Celsius koeler as normaal. En dit is na die La Nina kant toe. Terloops, die vorige weke het daardie stippellyn op die nullyn, die horisontale lyn geloop. Aan die regterkant sien ons die nuutste voorspelling is nou al meer as 0.5 grade Celsius koeler as normaal. So dit lyk tog of hier dalk 'n neiging kan wees weer na La Nina se kant toe, maar ons weet uit ervaring en verlede jaar dat hierdie maar 'n op en af beweging is en ons sal moet sien voordat dit regtig pad vat. Opsommend, baie koue toestande kan voorkom in die laaste week van Junie met 'n verwagte baie sterk koue front vanaf 25 Junie. Daar's ryp moontlik selfs oor Limpopo. Natuurlik verder suidwaarts kan temperature baie laer daal en ver in die minuswaardes ingaan. Ligte reën vir die winterreënvalgebied tot die van 18 tot 24 Junie met swak frontale stelsels, maar swaarder neerslae is moontlik in die laaste week van Junie. Daar's al meer inligting wat dui dat daar weer geneig kan word na neutrale tot swak La Nina toestande in die Nino gebiede in die komende maande. Die waarskynlikheid vir 'n El Nino is egter baie klein. So ons sal hierdie man baie mooi moet dophou. My loop, lekker boer. Baie dankie Johan. Hierdie episode is moontlik gemaak deur Standard Bank en Komdi Graanbemarking. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za. Ek sit ook al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.